Jesus sê, julle moet mekaar lief hê. As ek raad julle lief het, so baie, moet julle mekaar ook lief hê. As julle mekaar lief het, sal almal weet dat julle my disippels is. Amen. Dit is my voorreg om vir jou welkom te sê by die eerste digitale diens van Helderberg gemeente van hierdie kwartaal. Ja, ons is op pad na die lente toe. Dit voel nou nog soos winter, maar as hierdie kwartaal verby is ons reg in die middel van die lente. 'n Heerlike tyd. En ek is baie opgewonde om te kan sê dat ons in hierdie kwartaal gaan besig wees met 'n erediensreeks wat gaan fokus op hoe ons in die huis is. Die Jesus in 1000 huise is die tema. En dit gaan daaroor dat ons sê, jou huis is waar lewens en gemeenskappe kan verander. Ons gaan, soos ons die verlede jaar gedoen het, dalk sal jy nog onthou, die fynbos reeks wat ons gedoen het. Ja, dit is al 'n jaar gelede. Gaan ons weer 'n reeks in hierdie kwartaal doen, en daar's 'n boekie beskikbaar. Die boekie is by die kerkkantoor beskikbaar as jy 'n kopie wil hê. Andersins is dit ook op ons webwerf en kan jy dit aflaai en elektronies so volg. Dis 'n heerlike reeks wat gebaseer is op waar ons woon, in ons eie omgewing. En bietjie kyk na die name van die omgewing en dit gebruik om ook vir ons te vra, wat sê die Here vir ons? Wat is ons roeping hier waar ons bly in hierdie mooi deel van die wêreld? Ek hoop jy kan inskakel en deel wees daarvan. Daar's natuurlik ook geleentheid weer om deel te word van 'n klein groep en saam met ander mense in hierdie tyd die inhoud van die boekie te bespreek elke week nadat ons gepreek het en nadat ons dit gelees het en so deel te wees van 'n gemeenskap. Kom ons maak net eers ons oë toe. Here, dankie vir die wonderlike voorreg wat ons het om hier te mag wees, om hier te mag woon, om te kan luister na u woord. En ek wil bid dat elkeen, daar waar hy of sy nou hierna luister, Here sal beleef dat u by hulle is, dat u vir hulle harte oopmaak en dat hulle kan hoor en kan verstaan wat u vir ons wil sê, ook in hierdie tyd. Amen. As kind was ek gefascineer deur die aandligte van 'n woonbuurt. En elkeen van die huise en woonstelle, daar waar 'n lig skyn, het ek altyd gedink, woon mense. En partykeer is daar sommer 'n klomp mense. En elkeen van hierdie mense en hierdie gesinne het 'n storie. Daar's 'n lewe. Dit het nooit verander nie. Deesdae as jy saans oor die Helderberg kom kyk, dan sien jy ook hierdie liggies en dan dink ek ook so. Die liggies van die Helderberg kom, word meer. Daar's groei. Baie van ons is deel van hierdie groei van mense wat oor die afgelope tyd ingekom het en deel geword het ook van ons wonderlike omgewing waar ons woon. Volgens statistiek het die bevolking verdubbel in die laaste 25 jaar. Tans is daar so 300,000 mense en waarskynlik so 100,000 huishoudings wat hier deel is van ons omgewing, die Helderberg kom. Almal op soek, en glo ek, na hoop, na 'n beter lewe, na goeie lewenskwaliteit. Nou die Kaap is al baie lank bekend as die Kaap van Goeie Hoop. Die naam, die Kaap van Goeie Hoop, het self 'n storie. Die oorspronklike naam is gegee deur Bartolomeus Dias, die Portugese seevader hier in die suidpunt van Afrika. Destyds, wel, dis nou al ver terug, 1488, het hy dit genoem Cabo das Tormentas, die Kaap van Storms. Want dit was 'n gevaarlike see en die winde was onvoorspelbaar en die skepe het vergaan. Maar die Portugese koning, Johannes II daai tyd, het gesê, nee, ons kan dit nie noem nie. Kom ons noem dit liewerster Cabo da Boa Esperança, die Kaap van Goeie Hoop. Want hy het gesê, dis die Kaap wat die pad oopgemaak het na die ooste. Daar's nuwe moontlikhede geskep, 'n plek van toekoms en belofte. So, dieselfde plek, twee name. Kaap van Storms, Kaap van Hoop. En ek dink dit beskryf dalk presies waar ek en jy leef. Ek het die voorreg om so nou en dan bergfiets te ry en ek was onlangs weer op teen die Helderberg opgery tot daar bo op 'n pragtige oggend en dan kan jy so wyd uitkyk oor die kom. En baie van julle het al gestaan op uitkykpunte hier in die Helderberg omgewing en dan kyk jy uit en dan sien jy oor Somerset West en die strand in Lowanley en Gordons Bay en die pragtige see wat so uitgestrek lê, die berge agter jou en dan voel jy so vir 'n oomblik, ag, as dit so 'n mooi dag is, veral hier in die winter, alles is mooi, alles is rustig, alles is reg. Maar ons weet, alles is nie net mooi en rustig in ons huise nie. Daaronder is iets anders. Daar's ook spanning.
finansiële druk, vrese oor die land en onsekerheid oor die toekoms. Daarvan bo af lyk dit na 'n plek van hoop. Van binne af voel dit soms anders. Ons leef in die Kaap van goeie hoop en in die Kaap van storms. Storms oor onsekerheid en vrae oor ons toekoms. Waarheen is ons land op pad? Maar ook hoop, want God is getrou en God gee om en ons het geloof in 'n almagtige Here. Maar dit bring vir my en vir jou by 'n eerlike vraag: waar pas ons hierin? Hier in die Kaap van storms en goeie hoop. Ons is 'n gemeente met Afrikaans sprekende volgelinge van Jesus in 2026. En dis wat ons hierdie kwartaal gaan doen. Ons gaan kyk na ons plek, ons woonplek, ons standplaas hier in hierdie deel van die wêreld van die Kaap van goeie hoop. En ons gaan vra, wat maak ons hier? En die eerste van hierdie dorpie, Somerset Wes en die Kom, het vroeg in die 1800 tot stand gekom. Eintlik maar net as 'n landbou-nedersetting. En teen 1817, dis my koffiemasjien aan die agtergrond, want ons neem op in my huis. Ek hoop jy het ook 'n koppie koffie by jou. Teen 1817 is die NG Kerk gevorm, afgestig van Stellenbosch, en in 1822 kry die dorpie toe eintlik eers sy naam, Somerset. En 'n paar jaar later, ter wille van duidelikheid, Somerset Wes. Nou, Goeie Hoop was een van die plase van die gemeenskap destyds. Die plaas het hier van die kerk se kant af see se kant toe gelê, en toe die dorp na hierdie kant toe begin ontwikkel, het een van die woonbuurte ook die naam Goeie Hoop gekry. En toe die laerskool in die buurt gebou word, kry dit die naam Laerskool De Hoop. In ons gemeente, Helleberg Enige Gemeente, 1969 begin, 1970 het ons begin diens te hou in Laerskool De Hoop, tot ons eie kerkgebou kon bou. Ek het eintlik gedink ons kerkgebou is dalk in die Goeie Hoop woonbuurt, maar dit strek eerder hier meer na die onderkant toe van die kerk. Maar feit bly staan is, hoop en De Hoop is deel van die DNA van ons gemeenskap en ons gemeente. In ons nuwe reeks Jesus in 1000 huise, waar ons sê jou huis is daar waar lewens en 'n gemeenskap verander, kan ons sê ons verteenwoordig minstens 1000 huishoudings reg deur ons omgewing. Ons is hier en ook op baie ander plekke waar ons digitale bediening grondvat. En ons weet Jesus is nie net in ons huis en die God is oral, maar ons 1000 huise het 'n rol te speel. Jou huis is 'n plek in jou straat of jou kompleks of jou gebou waar die hoop van Jesus voete kry. Maar hoe gemaak is die storms van wanhoop en mismoedigheid ons ook wil oorval? As ons sukkel met hoop, hoe gaan ons hoop plat voete kry? En dis waar ek wil begin, deur vandag vir jou te herinner, hoop is ook vir my en jou bedoel. Baie prakties. Ons as gelowiges hier in die Helderberg ervaar onsekerheid oor die land. Ons is bekommerd oor die toekoms. Ons vra oor ons plek, het ons nog 'n plek hier? Wat van ons kinders? Waarheen is die land op pad, hoor ek partykeer? En party leef met 'n stil vrees. Party raak sinies of diep moeg. Partykeer probeer ons maar net oorleef, net hulle self beskerm, deurkom deur die week of deur die maand. En die gevaar is, as dit waar is, dat dit hoop vervaag. Dat ons terugtrek, dat jy net vir jouself begin lewe. En dis waarmee die Bybel ons vandag moet help. Johannes 14 vers 27 vertel vir ons hoe Jesus met sy disippels gepraat het in 'n tyd van onsekerheid. En dan sê hy vir hulle, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle. Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie, maar laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. Jesus praat met hulle in 'n tyd van onsekerheid. En hy sê, sy vrede en sy hoop is dit wat hy gee vir mense wat bang is. Paulus sluit op 'n manier hierby aan in Romeine 15, en dis ons basiese skriflesing vandag, Romeine 15, vers 12 en 13. Vers 12 verduidelik Paulus wat Jesaja gesê het. Hy het gesê, Jesaja het gesê, daar sal 'n loot van Isaai kom, en hy sal opstaan om oor die nasies te regeer, en op hom sal die nasies hoop. Natuurlik verwys hy hier na Jesus wat sou kom, en op hom sal die nasies hoop. Dan vers 13, ons sleutelvers, mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word
deur die krag van die Heilige Gees. Hoe begin Paulus in vers 13? Mag die God van hoop. God besit hoop. God gee hoop. Paulus sê God is nie die bron van hoop nie, hy is die God van hoop. En hierdie hoop rus nie op omstandighede nie, nie op hoe dit met ons gaan, of wat oor die toekoms voorspel word nie. Hierdie hoop rus op God se karakter. Anders gesê, ons hoop is nie gebou op wat gebeur nie, maar op wie God is. Die Hebreërs skrywer, Hebreërs 10 vers 23 sê, laat ons onwrikbaar vashou aan die hoop, want hy wat dit beloof het, is getrou. Dis ons God. En Paulus sê, mag die God van hoop julle vervul. Hy sê nie, man, ruk julle self reg nie, of nie, mag die land of die regeerders vir julle hoop gee nie, mag die regeerders reg goeie besluite neem nie. Hy sê, God self is die een wat jou met hoop gaan vul. Dit beteken, daar is hoop vir jou. Daar is hoop vir jou gesin. Daar is hoop vir hierdie gemeente. Daar is hoop vir Afrikaanse gelowiges in hierdie plek. Nie omdat alles reg is nie, maar omdat God hier is. Hier is hoop vir ons. En dis die begin, maar Paulus se boodskap van Romeine 15 sê baie meer. Dit gaan nie net oor ons nie, dit begin by ons, maar dan sê hy, dit gaan oor wat met ons gebeur. Want God vul ons met vreugde en vrede, sê hy, sodat ons hoop kan oorvloei, oorvloedig kan wees. God vul jou met blydskap en vrede, sodat ons hoop meer kan word. Sodat dit oor ons kan vloei, ook na buite, binne in ons huise, na ander rondom ons, ook in ons gemeenskap. So hoop is nie net oorlewing nie, dis vir oorvloei. As ons dan vra, hoekom is jy hier? Jou huis, 'n plek waar die hoop kan oorloop. Tot in die strate, tot in die gange van die kompleks, tot daar waar die mense loop. En nou raak dit lekker persoonlik. Ons praat van 'n teologie van plek. Want God werk nie net in die algemeen nie. Hy werk in plekke. Hy plaas mense in plekke en hy sê, ek het jou hier gesit, hier in die Helleberg, nie net om hier te bly nie, maar om hoop te wees. En jy wat luister, daar waar jy is, jy bly nie maar net daar nie, jy is daar om hoop te wees. Jeremia 29 is die bekende brief van Jeremia aan die ballinge in Babel, en dan sê hy vir hulle, julle moet vrede soek in die stad, julle moet die belange van die stad dien, bly daar, bou, bring hoop daar. Nog so 'n praktiese voorbeeld is die verhaal van die barmhartige Samaritaan wat Jesus vertel. En hy vertel vir ons hoe die Samaritane verskil maak. Die Samaritaan sien 'n spesifieke mens, op 'n spesifieke plek, en hy doen iets konkreet. Hoop gebeur nie in idees nie, maar in aksies op spesifieke plekke, op die plek waar jy is en waar jy woon. So wat beteken dit vir ons roeping in Helleberg? Of in my woonplek, daar waar jy tans is? Ons ontvang hoop vir onsself. Ons hoef nie net te oorleef nie. God gee vir jou vrede in onsekerheid. God gee vir jou vreugde te midde van spanning. Jy is nie verlate nie, jy is nie sonder toekoms nie, en dis goeie nuus vir ons. Maar dan, ons dra die hoop ook vir ander. Ons roeping eindig nie by onsself nie. Dit gaan nie net daaroor om veilig te lewe nie, nie net om terug te trek en te kyk wat rondom ons gebeur nie, maar die hoop word sigbaar in hoe ons leef. In 1 Petrus 3 sê Petrus, wees altyd gereed om 'n antwoord te gee oor die hoop wat in julle leef. Jesus self het gesê in Matteus 5, julle is die lig vir die wêreld. Mense moet iets in jou raak sien. Ons bou hoop in hierdie plek. Dis hoekom ons hier is. In ons huise, in ons strate, in ons komplekse, oor grense. Die Helderberg kom, jou dorp, jou straat, het nie nog kritisie nodig nie. Dit het draers van hoop nodig. Micha die profeet het vertel in hoofstuk 6, sê hy, doen wat reg is. Bewys troue liefde. Leef nederig met jou God. Dis hoe hoop gebou word, deur vriendelikheid, geregtigheid, liefde, nederigheid in ons verhoudings. En ons moet ook sê, ja, hier waar ons bly, leef ons in 'n land met 'n komplekse verlede waarvan ons deel is, en die hede is uitdagend, maar ons roeping is nie om vas te haak in skuld of in vrees nie. Ons roeping is om deur die Gees 'n nuwe storie te leef, in ons huise, in ons gemeenskap, want hoop groei juis in moeilike tye. Die hoogtepunt van Romeine 15 is eintlik die laaste klein stukkie,
As hy sê, mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word, deur die krag van die Heilige Gees. In Galasiërs het Paulus al gesê, die vrug van die Gees is blydskap en vrede, en dis waarmee die Here ons wil volmaak. Sagaria het gesê, nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees. Jy kan nie hoopvoluit lewe deur eie krag nie. Dis nie mensgemaak nie, dank Vader, dis nie mensgemaak nie. Dis die Heilige Gees wat jou hart genees. Dis die Heilige Gees wat jou perspektief verander, ook wanneer dit moeilik is. Wat jou moed gee om te bly. Wat jou help om lief te hê, wat dit moeilik is. Kom ek vat jou weer terug daar teen die Helderberg uit. En ons kyk weer uit oor die huise en die strate en die mense. God sien meer. God sien mense wat moeg is, mense wat bang is, mense wat hoop verloor het. En dan sien hy iets merkwaardigs. Hy kyk na jou en hy sê vir jou vandag, ek het jou hier geplaas. Nie toevallig nie, nie sommer net nie, met 'n doel. Romeine 15 het gesê, God vul jou met hoop, sodat dit kan oorvloei. Nie dit sodat jy beter voel nie, maar dat iemand anders deur jou hoop kan vind. So die vraag vandag is nie, is daar hoop in die Helderberg kom nie. Die vraag is jy beskikbaar vir God, om daardie hoop deur jou te bring? Jy met jou moed, en jou bekommernisse, hoor dit weer. Hy is die God van hoop. Hy wil jou weer oorvol maak. Miskien wil jy ook vandag sê, Here, gebruik my. Wys my hoe, in my huis, in my straat, in my werk, in hierdie plek. Want mense gaan dalk nooit 'n Bybel lees nie, maar hulle gaan my lewe lees. En in my lewe moet hulle iets sien van hierdie vreugde en die vrede en die hoop. So kom ons antwoord vandag, Here, hier is ek. Vul my met die hoop. Gebruik my in my huis, in my buurt, hier waar ek is. Jy woon nie net in die Kaap van Goeie Hoop nie. God stuur jou om dit te word. Amen. Here, help vir ons. Help vir ons om hierdie hoop te kan lewe. Dankie dat U die bron van hoop is, dat U vir ons, hier waar ons woon, herinner daaraan, te midde van al ons vreugdes en die lekkerte, ja, is daar storms, maar U is ook die Here van die storms. U is ook die Here wat vir ons moed gee te midde daarvan. U is die Here wat ons inspireer. Help vir ons, Here. Dankie dat U vir ons ken, elkeen van ons, met ons bekommernisse, met ons angs, met ons behoefte aan nuwe hoop. Maak U deur die Heilige Gees ons ook vandag vol, hoopvol, om vir U te lewe. Amen. Mag die God van hoop ons hier in die Helderberg vul met vreugde en vrede. Nie sodat ons beter voel nie, maar sodat hierdie plek deur ons 'n plek van hoop word. Amen. Dit was 'n voorreg om met jou te kan gesels. Dalk wil jy ook nou 'n dankoffer gee, om so vir die Here dankie te sê vir sy genade.